Dit is vir my 'n baie groot voorreg as vandag hier is. Daai sinsere wat daar staan. Meneer, mevrou, is nou gemanipuleer as nie kwaad nie. Sy broer was kwaad. En kon dit nie. Dit was skreeuwsaaks. My kind, die dokter sê vir jou, meneer, mevrou, jou kind is gestremd. En hoor nou, hulle sê nie, jy het 'n kind met gestremdhede nie. Hulle sê jou kind is gestremd. Wat nou? Moet ek dit vir u voorlees? Ouers van 'n kind met gestremdheid het 'n hele baie vol emosies en psigologiese probleme om mee rekening te hou voordat daar enige sprake van lewensaanpassing kan wees. Jou bekende bakens en jou geloof word op binne in jou fundament gesit. Hy alleen is nie die enigste emosie. Jacques Pascal, die agtergrond van Jacques, is gebore 14 November 1995. Hy was gebore die 26ste week van swangerskap. Trouwens, as hy sou dood gegaan het, dan sê die wet, jy het nie 'n doodsertifikaat aan hom uit nie, dan is dit, wat noem hulle dit? Medical waste. Sy geboortemassa was 960 gram en hy was 305 mm lank. Dis heeltemal reg. 'n gewone groot man se skoen is groter as wat Jacques was. Hy was 92 dae in intensief gewees in die tydperk, dis by die militêre hospitaal, en in daai tydperk het hy 5 operasies ondergaan. Een van daai operasies waar hy ondergaan het hom constant getubeer in sy maag en spiere van sy lippe toe die leiderskap. Dames en heren, hierdie sien jy op die voet. En daai is die werklike grootte van Jacques. Kan jy die verhouding sien? Dis nie 'n verkleinde wat moet ek sê, ekstra opmaak nie. My hand was breër as sy bors. My pinkie was dikker as sy voorbeen. Dis laaste by hoe Jacques gelyk het, daai eerste tydjie. Daar's, nou kan jy op sy bord, daai monitor plastiek goede wat hulle sien vir jou vastplak. Jy kan hom ons nou daar in die bovenop sien. Nou kyk jy in sy eie lyf, die grootte. Daar kan jy sien aan sy regterhand is my hand. Sy vingers was werklik dunner as velletjies. Daar is die algemene opset gewees en daar was ons Kersgeskenk. Hy het binne hulle gewone Kerskous gepas. Jy kan in sy gesig sien, hy is nie baie tevrede daarmee nie, maar daar was ons Kersgeskenk. Ons, ek en ma, my vrou se naam is Alwin, het nogal baie gelag hier, dat Jacques op die gedink is gegaan. Wat voel ek nie my woord van. En daar kan jy weer my ring in sy mond sien. Dit is nie of jy 'n algemene prentjie van Jacques is. Nou wanneer jy in die hospitaal is en al hierdie dinge gebeur rondom jou, dan vra jy jouself, kom waar is? Waar jy nou? Ek
voel totaal en al onbemagtig. Dis 'n emosie, dames en here, vriende, wat jy nie in woorde kan sê. Ek is regtig onmoontlik. Ek sidder tot binne in my kouse. Wat is die behoeftes van my kind? Ek verstaan dit nie. 'n Dokter kom toe eendag en hy sit, hy maak ons soos sy maak ons toe sit. En sy sê, kom ek vertel vir julle die prognose van Jacques. Sy het seker ook in 'n uur en 'n half gepraat, en dat was nog baie vir. Maar weet nie, ek het nie. En 20 jaar later kan ek dit nog steeds nie. Want dit is so oorweldigend op daai saal, dat jy is bang en onseker. En dan, baie belangrik, Jacques het 'n boetie wat ouer is as dit soos hoe. Wat van die res van jou familie? En ek gaan net 'n fotootjie wys. Met genade van bo het ons werklik baie krag en baie leiding gekry. En hierdie leiding is nie te doen. En hoe gaan ek koop? En hierdie koop niks met die politieke partij uit te maak. Hoe gaan ons kyk? Wat sien ons daar, dames en heren? Jy is so verwaard, en die bok hardloop die wêreld vol, om uiteindelik homself te pletter te hardloop, deur een van die mees algemene dinge. En dit, wat u daar gesien het, dis hoe ouer, ja, ek wil nie vir algemeen, dis hoe ons as ouers gevoel. Kom ek deel 'n paar emosies met u. Die eerste ding is, dan moet jy onthou, beide ek en Elmarie was op daai stadium in leermag gewees. Sy was 26 weke swanger. Sy het te doen gehad met die aankoop van voertuie, vir die leer, en ek was verantwoordelik vir die veilige bewaring daarvan. Nou wat ek weet, Samuel, wanneer kom die voertuie in Belka? En dit is so, want die goed moet aankom. Nou, ek gaan vandag ook 'n bietjie kriek praat. Maar dis onbystaal wat soms in ons Elmarie sê gereeld vir my, dat ek 'n pyn in die gat is 'n uitgemaakte sag, en dit sê my al vandag herinner. Nou die dag sê Jacques, pas 'n pyn in die gat. Hoor my, ek het dit lekker aanvaar op my stadium, want in hierdie agtergrond wil ek vir Elmarie sê, kry die verdomde voertuie by die maatskappye aan die gang moet die. En sy sê vir my man, jy moet hom klaar maak en praat, want ek wil 'n bedryf gaan stap. Ag, ons sê soms sy nog 'n bietjie. Halfuur later kry ek 'n oproep. En so, dat jy lekker met die hospitaal en kom die vrou se maak. Kan jy wees? So onmoontlik. Dis nou nie 26 weke. Iemand maak 'n fout. Dit is 'n skok en 'n ontkenning wat ek nie in woorde reg kan oordra. Waarom die ontkenning en ongeloof? Nou ry 'n mens van Walwas daar af Pretoria toe, dit is 45 kilometers. Julle wil nie weet wat hier aangaan. Dit is, mens kan byna sê, ons praat altyd van die ouens wat teleskoop, maar daai horrelwys. Dis wat hier aangaan, en as jy nog in 'n tabbel kry ook. Dit is erg meer mekaar. Jy is vrek angstig. Jy voel 'n mislukking. Nou, ja, kom ons gaan net na. Vrees, woede, ontoereikendheid, depressie, wanhoop, emosionele en ook fisiese pyn. Jy kry daai krampe in jou hart.
En jy vir jouself gaan sê, ek is te jonk vir aanval. En eensaamheid, ek doen daar nog nie. En skaamte. Hoe kan jy skaam wees vir jou kind? Dit gebeur. Want jy vra, het ek nie iets gedoen? Elmarie, dis nou 20 jaar. En sê, nog steeds skuldgevoelens. Sê maar, vrou, jy het geen oorsaak tot die gevolg van Jacques. Dit begin ook vader oorvraag. Jy begin met die Here soen. Waarom ek? Hoekom straf God? Hoe gaan ek? Nou kom ons 'n bietjie met kom ons praat van akademiese agtergrond. Verskillende mense het verskillende benaderings. Party het 'n 7-punt plan om vrees en hier sal men hoor ek praat van vrees en nie trauma. Want trauma het 'n tipe van ons noem het wat is 'n mooi woord wat ek kan sê? 'n betekenis wat nie hier pas. Skokkend ongeloof is een van die stadia waarmee jy gaan. En jy moet daarmee gaan. Jy sien die volgende een is blou, ander denkgroep, het ander punte, ontkenning. Kan nie wees nie. Ek sê nou vir julle, watch my Here, hierdie kind gaan ongeveer daarin staan. En dan begin jy kwaad word. Jy is kwaad vir die vriend. Jy is kwaad vir jou vriend. En sy is kwaad vir jou. Jy is kwaad vir die kind wat hy daarvan op omdat hy nie moes nie. En jy is kwaad vir die dokters. Jy is kwaad vir die lewe. Jy is kwaad vir God. Dan kom jy by jou punt. Nou, vriende, ons het aanvanklik gedink. En die eerste ding wat ek gesê is, Jacques gaan blind wees. Nou wie wat het in my hart, en ek het nog nooit met al die gedeelde, dat die eerste keer met julle vir 20 jaar daar. My kind gaan wat sy naam wees. My kind gaan 'n soeier wees, wat blinde mense kan soei. Of my kind gaan wat sy naam, judo gebruik, wat blinde kinders kan soei. Jy begin daar onderhandeling maak. Ja, ek gee hierdie prys, maar ek gaan hierdie kant wen. Dan kom jy tot mate op 'n stadium agter. Die een van die twee gaan plaasvind. Dan begin die skuldgevoelens. Wat het ek gedoen? Wat anders kon ek gedoen? Elmarie se kant sê, maar plaas dat ek nie soveel stres by die werk gehad het. Plaas dat ek eers plaas en dit op ons mens. Dan kom jy by die prins. Dan kom jy by die punt. Aanvaarding en die krediet. Ek is een keer op 'n radio onderhoud met Fanny, die ou van is dit van staan? Daai ou wat in die wêreld van die gestremde is. Dis mos verstaan. Dan van die Afrikaans, dan moet ons leer. Nou begin ons praat. En ek gaan weer hierdie goede, kom by die punt van aanvaarding en sê vir my, ek sal nooit my hoofd aanvaar. En nou begin ek vra van myself, maar wat bedoel ek met aanvaarding? Jy kom by die punt dat jy sê, ek aanvaar dat my kind is soos hy is. Dis 'n aktiewe aanvaarding, en wat gaan ek maak met dit wat in my hand is? Jy kom by 'n ander punt, dames en here, in ons Afrikaanse mans word groot gemaak, ons word opgevoed, sy dingstukke is met jy weg. So vrou probleme, dan gee jy vir haar aandag.
Hoe maak jy 'n stikkende kind reg? Jy voel om toe dink. Jou vrou kom na jou toe en sy praat emosievol. En jy kan niks. Want jy kan nie weggaan. Maar wat doen? En hier wat doen die meeste mans? Hulle klim in 'n kar. Hulle gaan kroeg. Hulle versin hulle sorg. Dit is wat gebeur. Toe ek het al met hierdie hele prosesse is, toe sê ek vir vrou, tussen alles weer, jy weet, my overtaal staan so mooi, my neetsvoer en vir my lieflike plek gevul, my erfenis is my dood. Ons het vir Jack gevang. Ek sê vir kom ons gee iets terug. Soos die wat? Ek sê, kom ons probeer ander ouers met kinders met gestremdhede bedien. Ons stig ondersteuningsgroep gestremd is. Ons het begin met die punt om te sê, dit is nie onderhandelbaar nie, die skrif is die fundament. Ek het alweer die voorrecht gehad om 18 wille te onderricht. Hoekom? Suiwer en alleen en die Here ons die krag gegee om hierdeur te werk. Ons stap over verder. Ek gaan soms die afmaak en verskoon. Dames en heren, ouers het baie hulp nodig. Kyk gerus hierna. Ons het hulp nodig. Asseblief, kom en help die ouers met gestremdhede. Al mens moet dat ek hier mag, die lewe sonder hulp is werk en die lewe. Waarmee het die ouer te doen? En hierdie gaan nou effens 'n emosionele gesprek hier maak. Hierdie gedeelte. Ons praat eers 'n bietjie op die gesondheidsvlak. In ons geval, die gesondheidsvlak. Die vreemdste ding wat jy nou kan glo, en nou raak ek van familiêre sessie met my. Maar die vreemdste ding wat gebeur, nou sit hom nie, nou is jou kind 1 van 10 in 'n ICU, in 'n hoofsorg. En dit is stresvol aan. Weet jy wat gebeur? Die ouers weet eintlik teenoor mekaar, wie sê dit is die ergste. Jy kan dit nie glo nie. Maar jy het nie 'n probleem, jy het niks oor bekommerd te wees, kyk aan my kind. Dis vir my nie so erg soos, want dis ons nie 'n hanteringsmechanisme. En dan mens moet verstaan, want daai ander ouer wat sê, my kind is erger as jou kind, soek aan iets om vast te hou. Net 'n baie geval, in daai tyd, omdat die daar in hierdie omstandighede is nie, is druk op. As die Here die verste van. Jy is eensaam, jy dink nie aan die Here. Dis genade dat die Here jou hand vat, en by jou stap. Ons het die geval gehad, rondom ons, dat Jack die kleinste was, ons het 5 kinders groter as hy, in ICU. Dis 'n spanning wat ek nie vir julle kan deel. Want weet julle wat is die belangrikste? Dit is iets wat ek het al met die gevind het, en dit is ook net genade. Die ander ouers was bang om aan die kinders te vat. Ons het daai foto's wat jy net gesien het, tussen daai pype deur dat jy maar aan die jou vas. En dan was 'n ander suster, ek kan haar naam nie onthou nie, dit is daar nog te lang terug. Toe Jack omtrent so week oud is, toe vat ek 'n gewone naalknipper. Nou, jy het sy naal gesien, die knip sy naals. Daai vrou het gedop, ek het gedop, sy kan die hand aanval. En kan nie, ek sê, my kind los nie. Wat het gebeur? Jack het gevoel, hy behoort. Jack het lede gehad, om te leef. Ander kinders is nie aangeval.
Ek wonder soms of hulle gevoel het, en dis nie wat ek dink. Jacques het tot op hierdie stadium al reeds 18 operasies gehad, waarvan een oorverwydering operasie was, aan sy bene verskriklik ensovoorts. Ek het vir net gepraat van een foutieve intubering te doen, wat breinskade gekry. Jacques was 'n kandidaat vir die dood. Na die 92ste dag, toe hulle hom ontslaan, toe gee hulle vir ons so, ek kan ons nie weet sonder my hande praat, toe gee hulle vir ons so groot drinkie, wat jy aan Jacques vastmaak, dan as hy ophou asemhaal, dan skrou die masjien. Die singing sê te maak. Hy hou toesig of Jacques slaap. En as hy ophou wakker, dan gaan hy dood. Jy kan hom op 2 stellings sit, 20 sekonde of 40 sekonde. En ek het nou sê vir mekaar, daar sleep en dan leer. Ons het op 20 sekondes. 3 maanden later, een maand later toen ons by die dokter uitkom, sê vergeet die kind eigenlijk hier. Ons het nie geslaap. Want dit is 'n kwessie van 17, 18 keer 'n dag en hy opgehou asemhaal, dan stop hy op 'n kant, dan die kind en dan begin hy die asemhaal. Hy sê, man, sit hom op 40 secondes. Want wat, jy moet dan net as roem, dan het jy so 5-6 secondes daarna, om hom wakker te maak. Want jy kan nie lekker geslaap daarna. Wat die interessantheid al is, wat ons nie geweet het nie. In die onderbewussin, as jy nie verby 20, 35 seconde, 20, 30, 40 secondes kom, dan is daai oorlewings, kom ons sê, emosie, mense kan lekker om dit te kind, stop het, en dan begin hy asemhaal, ons het nie geweet. En dan moet ek, elke oud, toen was die komst, en so, jees ons het lekker geslaap. Maar, ek skryf nou nog steeds aan tyd. Sekuriteit is rockbottom. Want, in ons hospitaal is daar TV opgedoen. Dit sal met alles. Voor sy eerste verjaardag was ek 21 keer gehospitaliseer, met verskillende dinge. Die jaar was na ons so, ons sê dit in Afrikaans, gathoudige therapie. Spa-therapie, fysiotherapie, arbeidstherapie, therapie, tot en vervelings. Ons praat begin met die emotioneel. Hoe seks. Ek gaan nie verder nie, ons praat van die 5 babas wat dood gegaan het. Jou vriende verdwyn soos sotte misvloeisel. Daar is nie ondersteuning, dames en heren, die beste ondersteuningsnetwerk in Suid-Afrika is vir mense met demensie. Die rest is daar door. Dis 'n nie onderhandelbare feit, maar vir die rest is daar hoppel. Ek kan sterker woorde sê, maar hier is 'n uitgewese geselskap. Koude. Die verpleegspersoneel, die dokters, moet in hierdie stresvolle omgewing moet hulle 'n oorlewingsmeganisme hê. En dan is die ouers koud, saklik. Daar is nie empathie. Stomheid. Die dag seker so 'n maand dus die een van die uitgewisse dokters, hulle bly net van vooraanstaande plekke in Pretoria, gelukkig nie in onafhanklike publiek van watergeef nie, maar in 'n ander gebied, en sy sê vir Elmarie, gelukkig nie vir my. Julle moet hierdie kind gelos het dat hy doodgaan, want wat 'n kwaliteit lewe gaan. Ons het na 5 maande se subat en sier die kelk in my kant. Toe ry ek na die predikant toe, gelukkig is dit weer. Toe ry ek na die predikant toe, sê, kom nou in my kar, en kom na my huis toe, ons het jou nodig. Ons moet weet, ons predikante is ook nie mense, want soms nie weet hoe soms staan. Die ouers, die kinders van gestremdheid,
Dit beteken die predikant weer hierdie pad lei, wat hy ook ondervinding wil doen. Die wonderlikste, ek wil vir iemand bemoedig, dan sê ek vir hom, die Here kies nie alles vir die lesende kinders. Dan sit ek my hand in my sak, want ek is so bang, as spring voor toe breek daai mense neus. Dis nie waar. Die Here soek jou nie uit om jou te straf. Wat met jou goed, is wanneer die Here vir jou so kind gee vir jou die krag om het saam te doen. Toen sy by die brand was, toe word Elmarie vir Jacques in 'n kleuterskool gesit. Net 2, miskien 3 dae 'n week, laat hy kan leer om te sosialiseer. En sy gaan toe na die kleuterskool se hoof en sê, ek gaan nie my kind vandag hier los nie, vind eers uit of die ander daarmee tevrede sal wees. En die volgende week, toe is het 20 dae later, toe sê die skool vir Elmarie, nee, die kleuterskool het hulle weg opgesien vir Jacques. Maar ons lees toe in die koerante weer daarna, ek net van die ouers gesê, onder geen omstandighede sal hulle so 'n monster in die kleuterskool toelaat nie, want hulle kind kan blywende skade opdoen. Dames en heren, vrede, dit breek ouers. Dis wat jy dit sal maak. Kom wat los te weer is in ons. Eensaamheid en versorging. Die een van die grootste probleme, want ons onthou ek het vir gesê, binne die omstandighede van ouers met kinders met gestremdheid, is daar nie ondersteuningssisteme nie. Hoe versorg ek my kind? Jy kloon. Sê dit in Engels, jy kloon. Jy stap, trial, error, ons gaan 'n bietjie praat oor 'n paar fisiese sake. Die bekoming van die medikasie. Ons is nog steeds pasiënte van die militêre hospitaal. Hulle het 'n sak met jy val nie ry. Maar ek is hier met my kind, jy val nie ry. Die empathie is nie daar nie, fisiek. Hoop my op. Ek het toch vir julle. Jacques se rolstoel is nou 6 jaar. En dat is nie reg van dit op. Nou sit hy hier in die agtergrond. Nou begin ek kyk of ek 'n nuwe rolstoel vir hom kan kry en dit laat en ander. En dit was maandag. Hierdie maandag sê ek vir Elmarie, hulle gaan vir ons 'n nuwe rolstoel gee. Hy gaan bietjie ligter wees dit. Hier sê Jacques, hy sit daar, hy se kamer en jippie, moet ek kry 'n nuwe rolstoel. Met hy breinskade, het hy verstaan, ons praat van hom. Ek het nie gesê, Jacques kry 'n nuwe rolstoel. Sien, ons kry 'n nuwe rolstoel. En hy het onmiddellik geweet is hom. Dames en here, ek gee een keer toespraak in die Bloemfonteinse stadsaal met die doel van die rol van 'n kind met gestremdheid in 'n normale huishouding. Want hoor dit vir my, huishouding word gestrem vanweë 'n kind met gestremdheid. Dan praat ons, hy is 'n bietjie baie moedsvallig. Nou stop ek vir Jacques en sê, oké, rolstoeltjie daar. En kinders met blindheid druk altyd hulle vinger omhoog. Die rede daarvoor is as jy hom druk, dan is daar 'n sensasie en jy sien sterre. Dit is mos al die ander kant was. So hierdie sensasie, nou sit ek hier in die stoel. So klein beteken 'n verskil die vinger in die oog. En dan vertel, nou maak ek die pap, dat gaan. Baie erger is vandag. Wat is hy, waar is hy, probeer, en dan pak iemand die traan, en daar pak iemand die traan, want hulle vind het self en hulle moet doen, en op een stadium toe sê ek vir hulle, anders nie as ek nou op en praat, het ek die waarheid gepraat, maar nie die volle waarheid. As 3 aspekte wat moet my kom. Eerste ding is,
met trots. Al die dokters en die artse het die Jacques afgeskryf as 'n koolkop, so dat hulle almal verkeerd is. Jacques was op 3 jaar oud, toe kon hy die Onse water in Afrikaans Engels. Weet jy nie trots is ons? Daai sien, jy weet, my ander kind is besig met sy, of hy is gekeerd vir doktoraal in mechanische ingenieurs, hy het daai sien. Jacques het daai sien. Maar Jacques is die sien wat veel is. Dis 'n trots wat ek nie kan doen. Tweede wat is, Jacques gee liefde sonder voorbeeld. Hy gee nie lief omdat nie, hy gee lief punt. Die Bybel sê so mooi, soos waters, lewende waters van die borrel. Weet jy hoeveel genade is dit? Dis verstommende. Die derde ding is, daar is humor elke dag in huis. Hier soms moet ons daai humor ver gaan soek. Maar as humor elke dag in huis. Jy weet hoe hy nou die dag, as nie, nou toets ons Jacques gereeld, maar praat ons hier krachtwoordje hier, met krachtwoordje, as ons die Jacques, dan sê die woord. Hy sal nooit die woord sê, hy sal nie die woorde sê. Sê Jacques, wat is jou pa? Hy sê die woord. Hy sê nie hy sal hy sê die woord. Maar as niemand luister, en hy dink hy sal leen, daar in sy kamer, mind die sinders, en sê, wat kan ons aan gaan? Ja, wat sê jy? Dan gee so lach. Weet jy dat die dames en heren, daai humor is verstomd. Ag kom, ek geef jy 'n ander voorbeeld, en nou gaan baie moeilik wees. Jacques se eerste woorde was so in die ouderdom van 2 jaar oud. Dit was 'n emosioneel belaaide oomblik in daai huis. Daai woord was papa. Dames en heren, om aan moes wees. Papa. Weet jy nou wat was sy eerste sinkie so 6 maande later? Papa se moeder. Dan sê, wat gesê? Wat nou pa se moeder? Ek is jou pa. Skiet daarvoor. Maar dis daai humor wat ons moet gaan soek. Ja, ek is toe op daar uitgekryp. Dames en heren, weet jy, ons het 3 jaar gesoek, dat iemand vir ons magtiging moet gee vir ons se boeke. Dus ek het op bestaan met ons 1 sak uitbetaal. Nou, hoe kry ons die boeke? Die boeke kos vir die weermacht so 5.500 tot 6.000 rand per maand. Maar dit moet ons self geraak. Parkering. Ek gaan nie verder praat, om die rolstoel uit te kry, en dan nou 'n parkering, en dan kom hy op met sy Fortunator, en hy kyk hoe lang en hoe naby hy aan jou kan parkeer. En dan kan jy nie vir Jacques daar kry. En dan wil jy nie jou weer groot opmaak, maar weet om maak hy sê weer vir jou kan jy uit. Ons kan nie meer nie, ons kan nie, want Jacques se rolstoel met 'n kar op, so ons moet 'n groot genoeg kan. Inkomste, onthou, wanneer daar 'n kind is met veelvuldige gestremdhede, sit ons in 'n posisie, wie gaan ophou werk? Papa ophou werk, jy na die kind kyk, gaan ma ophou werk na die kind kyk. Weet jy wat sy inspanning is dit? Finansieel op jou familie. Jy moet my tyd is seker wees van ver gaan. Vervolg. Dames en heren, dan kom jy op 'n punt, wat jy sê, al hierdie goed, handrem op, genoeg is genoeg. Ja, gaan nie meer therapie nodig. Ons gaan nou vir hom goed gee wat hy van hom. Sweet. Hy is gek na sweet. Perkry. Stoelisies. Ek dink hulle het allemaal geskryf. Arbeidswet, ja. Dames en heren, onthou jy dat ek net gepraat van die dame, wat is lewenskwaliteit? Weet julle wat is lewenskwaliteit? Dit is in die omstandighede van daai kind, 'n vreugdevol is.
Nie gelukkig nie. Gelukkig is iets wat van buite af na jou toe kom. Vreugdevol is 'n emosie wat van binne af kom. En jy, onder die van Rooyen sinne, ek lewe, het niks te doen met 'n verstandelike vermoë. Het gaan oor, is ek tevrede? Die Engelse woord is content. Een van die belangrikste dinge is Spreuke vir iemand. Ek het hom aangaan. Dis my versie daar, Spreuke 4 vers 23. Wees versigtig wat in jou kop aangaan, maar dit bepaal jou hele lewe. Okay, daar staan by wees in jou hart. Hoe jy dink, bepaal jou lewe. En dit geld vir mense, wat ook dit geld nie net vir mense met gestremdhede of met mense sorg nie. Dit geld vir elkeen van ons. As ons negatief dink, ons negatief leef. Ons moet leef met die verstaan dat God my in die wonde van sy hand moet nooit die woord miskyn. En dan, dames en heren, een van die beste therapeutiese methodes is raak betrokken waar jy ander kan help. Die Vrystaat was ek die voorsitter op die Raad van Gestremdes met die fokus op ouers met gestremdheid. Ouers met kinders met gestremdhede. Ek het sentrums besoek. Jy kan het begin, ek kom een keer in Botshabelo. Botshabelo is een van die armste van arm gebeurde. Daar is een jong man, ek skap hem so in een gele bijstelling van 35, 40. Hy kan jou woord sien. Hy kan glad nie praat nie. Hy het ook een verstandelike inperking. Maar een suster wat in een hospitaal was, en een pensioen gevat door haar pensioen, en sy maak een centrum van gestremdheid, en die kinders met gestremdheid, volwassen, sy gehaal van die straat af, sy lewe om te sien. Daai man sing, dat die spoeg in die trane sing. Hy het soveel lewensvreugde, dat ek skaam gekry. Dis wat ons moet doen. En moet nie jou kind wat normaal is, nou wat is normaal? Okay? Moet nie jou kind wat normaal is, uitskik. Trek hom in. Maak hom betrokken. Want ons is 'n familie. Ons is nie individue in 'n gemeenskap nie. En lewe voluit. Ons is nie baie ver af nie. Kritiek, hier gaan het vinnig probeer. Het is so baie makkelijk om kritiek uit te spreken, jy is nie daai emoties. Wanneer voorstelle gemaakt word, moet jy nie even onmiddellik in jou drie lang onthou. Die ouders versorg die kind totdat stipelteken is. Hoe vir ons totdat ek doodgaan? Totdat ek doodgaan? Dat die ouders versorg die kinders totdat. Wees bewus in langer termyn gevolge, ouer daar in die tolk geset, die omstandighede verskil waarskynlik drasties. Daar is die voortoe, toe Jacob in intensief was, waar ons vir Bertie, hy was ook bijstaar in keer, en Bertie wie vrienden, wat verstommend was, Bertie wou nie meer in hospitaal toe gaan, maar die sisters wou nie daar binnen toe laat. Ons het 'n gewond veroorsaak. En daai dag, toe het so vaak. Want van daai dag af kon Bertie sy liefde vast. Bertie was deel van die moeie uitskik. Raak betrokken. Levensvreugde, daar is Jacob tyd so 3-4 jaar oud gewees. Ek het nie daai levensvreugde nie. En ek nie so verskaamd wees. Soms het hy maar swaar gehad, maar kyk mooi na hy gesig. Maar nog steeds 'n glimlach.
Daar het hy weer 'n operasie gehad, maar ander, maar dit wat jy kan nie baie mooi sien, daar hou hy 'n slang vas. En dis nie net 'n geskrywe wat daar is. Maar ja, het al 'n slang gevat, het al 'n dolfyn gevat, het al 'n pelikaan gevat, het al 'n haai gevat. Vir hom het dit waarskynlik nie veel. Maar weet jy wat 'n invloed dit op lewensvreugde vir hom en vir my? Sin in die lewe, doelgerigtheid, die 7 punte. Ek het hierdie in 'n Bybelstudie groep van my mense voorgehou en ek het dit ontleed. Doelgerig. 2 Timoteus 4:7-8, hardloop die goeie weg. Hardloop die goeie weg. Is dit al? Dankbaarheid. Baie ouers met gestremdhede sê, waarvoor kan ek dankbaar wees? Jy weet jou kind kom doodgewees. En jy kom daai lewe vreugde, daai gemeenskap, daai bande wat jy in en vriende, julle sal nie glo hoeveel mense Jacques deur die Here al aangeraak. Dit is so baie onverwacht. Dit is die feit, dis in alle verstandighede dan planmatig. Jy kan nie rondloop nie. Jy moet planmatig wees en waar kry jy jou planne? Want jy sê sy het die dat einde julle allereers vir die koninkryk van God. En al die ander goed van my mekaar. Denke, vernieuwe jou denke. Ek sê gereeld vir die mense, get your knuckle here. Spreke wat vir my na die hart is, en dan my Paul versken, jy moet nie op die sondige wêreld geleid word. Vervolg die sin van die lewe, beperk die geraas in jou lewe. Weet, ons of my kan help. Iemand in die Bybel het gaan soek na die Here, dan het hy gaan soek in die stors, en het die Here daar gekry. Jy gaan soek om in die magtige koninkryk, in die dag. En die Here gekry, stilte van die dag. Raak ontslaaf van die geraas om. Die goede is van verbygaande aard. Moet nie kwaad word, uit, vertrou. Vertrou die Here. Skryf baie in Spreuke 3 vers 5 en 6. Vertrou volkome op die Here. Luister, ek het my nog so skaam gevat, ek hoef nie. Gaan nou vat ek vir Jacques na die psigiater. Hy moet nou die pinne vir Jacques leeskryf. Jacques is 20 jaar oud. Sit hom al op sy rolstoel. En Dr. Chabalala. Dr. Chabalala het vir my so skaam gekry dat het my kop het sal. Hy kon met my vertrouw. En die Jacques. Wat doen ons ouers vir kinders met gestremdheid? Ons praat namens hulle. Hy Dames en heren, daai sambreel, wat oorspan ons? 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 8. Wat handel oor dit is die fundament van ons. Liefde. Sien ons nie lewensvreugde na nie? Ons kan byna vir mekaar sê, vreugde sonder grens. Vreugde sonder grens. My opregte dank aan elkeen van u. Is daar dalk iemand wat 'n vraag aan die koor?
Ek het nie geld. Ek het vraag aan Annelie na aanleiding van jou. Asseblief. Annelie, watter emosies en stadies wil jy nie gaan julle ook soortgelyk en dit verstaan. En dan ondersteuning wat ons van die organisasie gehad het, wat hy gesê het, wat ontzettend goed was, van geboorte. Dus aanvankelijk het ek gedink, ek gaan kom uit tannies wees, dat sit in huil op mekaar geskouwe, toe ek instap die eerste dag, was daar jong op van 8. Ek niet, ek was 26, ek het gedink, ek is jong. So dit het vir my geweldig baie, maar dan organisasie was, ons oude gehad met mekaar geskouwers, en ons ek dink dit was, al die werk is ons definitief.